en suster. Hartlik welkom vanoggend in die erediens waar ons 'n kinderdiens gaan hou. Waar is al die kinders? Moet hulle nie hier voorkom sit die kinders nie? Of wil hulle nie? Ek my bril op sit, ek kan wat Rooikappie vir Wolf gesien, hy het beter kan sien, my kind, my bril op sit, kan ek beter ver sien. So julle kinders wil hier voorkom sit nie. Julle hoef nie, maar het is lekker wees as julle hier voorkom sit, kan ek lekker vir julle, ek gaan julle, as sekere ding dat ek vanoggend vir julle mee uitdaag, as julle hier voorkom sit, kan jy dalk lekker so kry. Wonderlik. Het is baie lekker om julle vanoggend in die diens te hê, want ons gaan vanoggend spesifieke kinderdiens hou wat ons half meer op die kinders gaan fokus. En ek glo elkeen van ons gaan vanoggend 'n wonderlike boodskap van die Here af kry. Nou vanoggend, ons praat van 'n votum. Nou votum is 'n ding waarmee ons die diens begin. Die votum help vir ons om te onthou wat die Here in sy woord vir ons sê. En vanoggend se votum wil ek hê julle moet nou saam met my wys, né? Julle moet sê, ons sê die Here. Wys gou saam met my, sê die Here. Die Here is baie lief, né? Baie lief vir ons. Né? So die Here is baie lief vir ons. Hy luister. As ek mooi kan hoor dat iemand sê, dan maak ek so. Sê, God luister. As ons bid, as ons bid en praat. Jy praat so dat mense kan hoor wat jy sê. So kom wys gou saam met my, nie? Die Here is baie lief vir ons. Hy luister as ons bid en praat. Dis hy. Dit is, en omdat die Here vir ons luister, hy's lief vir ons en hy luister as ons bid en praat. Gaan ons sê, maar ons God, die God wat ons aanbid, is verskriklik groot. En ek wil nou vra dat ons gaan sing, my God is so groot, so sterk en so magtig. Daar's niks wat hy nie kan doen. Die tema vir vandag se diens is Jesus gee ons moed om te waag. En wat is waag? Weet julle wat waag beteken? Wat beteken as ek sê ek dare jou om iets te doen? Dit is wat waag beteken. Ek dare jou. Ek sê vir jou, spring gou, staan hierso en spring bo die stoel op daai stoel. Ek dare jou. Ek waag. Dit is wat waag beteken. Ek waag om vir Jesus te vertrou. Dit is wat waag beteken. Ek waag om vir Jesus te vertrou. Maar dit is nodig as ons Jesus wil vertrou, moet ons na Jesus kyk. Dis ook onderrig gesit het kyk na Jesus. As ek na die mense gaan kyk, as ek na ander goed gaan kyk, dan gaan ek nie lus wees om te probeer nie. Maar as jy na Jesus kyk, sê ek maar dit is moontlik. Dit gaan werk om die moeilike, die onmoontlike reg te kry, gaan werk. Wat is dit?
Dis die Bybel. En die Bybel is vir ons as kinders van God verskriklik belangrik. Ek wil nie, as kind van God, wil nie iets anders doen as wat in die Bybel staan nie. Daarom lees ons elke Sondag uit die Bybel uit. Daarom hoor ons 'n boodskap uit die Bybel uit. Want ons wil nie ander boodskappe hoor nie, ons wil hoor, want God praat met ons deur die Bybel. So ons wil hoor wat die Bybel vir ons sê. Daarom gaan ons vanoggend ook nie 'n storie opmaak nie. Ons gaan kyk wat sê die Bybel vir ons. En vanoggend gaan ons die Bybel lees uit Matteus 14 uit. Maar voor ons gaan lees, ons as mense sukkel altyd om lekker te verstaan wat die Here praat met ons. Hy hoor ons, maar ons hoor hom nie altyd. Ons verstaan nie altyd wat hy sê nie. Daarom is dit nou nodig dat ons gaan luister vir die Here wys vir my dat ek kan verstaan wat hy wil sê. So kom ons bid eers saam en vra vir die Here om ons te help om te verstaan wat in die Bybel staan. Kom ons bid saam. Here, ons is lief vir U. Ons wil graag luister na wat U in die Bybel vir ons wil leer. Help ons om reg te hoor. Here, daar is so baie dinge waar ons met U kan praat en U luister altyd vir ons. Dankie Here dat U met almal sal wees wat siek is, wat nie lekker voel nie, wat sukkel met dinge, dat U met almal is. Dankie Here dat U vanoggend vir ons in die Bybel gaan leer. Wat moet ons doen as ons sukkel, as ons swaar kry, as ons wonder oor dinge? Wat moet ons doen? Help ons Jesus vanoggend te hoor wat U in die Bybel vir ons wil sê, want Jesus in die Bybel gaan ons vanoggend hoor van wonderwerke wat gebeur het. Wonderwerke is, Here, dinge wat nie vanselfsprekend natuurlik is nie. Dis buitengewone dinge. Dit is dinge wat U kan waarmaak in ons lewe. Daai dinge wat ons dink is onmoontlik, daai dinge kan U kom waarmaak in ons lewe. Dankie Here dat U vanoggend vir ons gaan leer uit die woord uit die Bybel uit, dat ons kan verstaan wat U vir ons wil sê. Here, ons is lief vir U. Ons wil graag hoor wat U vir ons wil sê. Help ons vanoggend om te hoor. Amen. Watter knoppie moet ek nou druk? Jaco, ek skryf nog 'n ander, ek weet nie, ek druk net op 'n verkeerde knoppie. Dankie. Ons gaan vanoggend lees uit Matteus 14. Nou ons gaan so in sarsies lees, want die hele gedeelte is 'n lang gedeelte. Ons gaan 'n stukkie lees, dan gaan ons praat, gaan ons weer 'n stukkie lees en praat en so aan. Weet, ons gaan nou eers lees daar van Matteus 14 vers 22 tot by 23. Ek kan my bril op kan lekker sien nie. Net daarna het Jesus sy disippels in die skuit laat klim, om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Maar nou moet ons, wat het gebeur? Net voor Jesus sy disippels weggestuur het. Wat het gebeur? Daar staan hy het vir 5000 mense. Jesus het vir 5000 mense
met 5 brode en 2 visse kos gegee. En daar 12 mandjies vol oorgebly na die tyd. Nou, as die Here teen ons werk, as mense, put dit ons uit. Nou ons moet weet, Jesus was soos ek en jy, was hy 'n mens. Maar hy was ook God. Hoe dit werk, verstaan ons nie. Dis een van die dinge wat net God kan doen. Maar Jesus was mens, soos ek en jy, so hy, met die dinge waarby ons sukkel, het hy gesukkel. En wanneer God deur ons as mense werk, word ons bitter moeg. Dit is wat met Jesus gebeur het. Hy het moeg geword. Maar ons lees dit ook van nog iemand. Ek weet hierdie ding wil nie vandag werk nie. Ek het vergeet om aan te sit. Dis hoekom nie wil werk nie. Dit gaan werk as ek hom krag gee. Nou ons lees van nog 'n man in die Bybel, deur wie God groot dinge gedoen het. Dit is Elia. Nou Elia was 'n gewone mens soos ons. Hy was 'n groot profeet wat deur God gebruik is. Nou Israel was God se volk, maar Israel was ongehoorsaam. En God het gesê, maar ek wil so graag hê my volk moet terugkom na my toe. Hulle moet weer lief wees vir my. En toe het hy vir Elia gestuur. Nou Israel het gekies om 'n ander god, 'n afgod, Baal te aanbid, plek van hom God te aanbid. En toe het God genoem, ek wil julle harte terug hê. Toe stuur hy vir hulle Elia. En Elia het weer die altaar, want Israel het nie meer offers gebring aan God nie, hulle het nie vir God gedien nie, en toe bou Elia weer 'n altaar. En op die altaar sit hy 'n offer, en hy sê vir die Baalpriesters, luister, julle moet ook 'n altaar bou, julle moet tot julle God bid, ek gaan tot my God bid. Die God wat antwoord uit die hemel uit met vuur, die God is God. Nee, die Baalpriesters sê dit is reg, en Israel sê nee, dit is reg. En toe die Baalpriesters begin, hulle sny hulle self stukkend, hulle doen allerlei goede, dat hulle God hulle moet antwoord. Maar hulle God is dood. Hulle God kan nie antwoord nie. Daar gebeur niks. Niet in die aandse kant, toe gaan Elia. Nou, het jy al probeer vuur maak? En nat hout? As jou hout nat is, brand dit. Elia, hy het 7 kanne vol water op die hout gaan gooi. Rondom die altaar het hy so voorgemaak. En al die water het in die voor gaan lê. So, nat hout brand nie sommer nie. Maar toe sê Elia, Here, ek wil hê, u moet wys, u is God, u moet wys, u is lief vir Israel. En toe antwoord die Here met vuur uit die hemel. Sien daai prentjie, daar het Elia vuur uit die hemel uitgebid. Toe antwoord die Here met vuur uit die hemel. Die vuur het die hele altaar weggebrand. Selfs die water rondom die altaar het die vuur opgebrand. Maar toe, omdat die Here so kragtig deur Elia gewerk het, is Elia moeg. En toe gaan sit Elia onder 'n bos en sê, Here, ek is nou moeg. Ek voel ek kan maar nou doodgaan. Ek is nou so moeg. Maar die Here het toe weer vir Elia krag gegee en Elia kon aangaan met sy werk, want die Here het vir Elia gehelp. Waar is vandag wat? Hy het vir Elia gehelp om na hom te kyk vir krag. Toe kon Elia voortgaan en aangaan met sy werk om vir die Here te werk.
Maar Jesus het geweet, daar's net een plek waar ek gaan krag kry. En dis by God. Daarom het Jesus gebid. Want hy het geweet, dis die enigste plek waar my krag is by God. Dit is om te bid vir Here, vra Here, help my, ek is moeg, ek kan nie meer nie. Weet hy het sy disippels na die oorkant toe laat vaar, na die oorkant van die meer toe. En hy het gesê ek gaan later kom. Hy het al die mense laat weggaan, al die mense wat mekaar gekom en baie mense het kos gegee het laat weggaan. En toe het hy alleen in die berg opgegaan om te bid. Nou Jesus wys vir ons wat ons moet doen. Jesus het gebid, daarom moet ons ook bid. Jesus het ons gewys. Dit is hoekom ons net so daai liedjie gesing het. Dat ons gesê het, maar die woord hom gewys het, as ons bid, dan luister die Here na ons. As ons praat, dan luister die Here na ons. As ons sing, dan luister die Here na ons. Weet jy, vir die Here, hy hoor ons as ons bid. Daarom kan ons met hom praat, want hy hoor ons. Ons kan oor enige iets, kan jy met God praat. God wag. God nooi jou uit in die Bybel, hier in die Bybel. Nooi hy jou uit, kom praat met my. En ek sal jou antwoord, ek sal na jou luister. Nou, ek wil nou vra, maar ons moet 'n liedjie sing. Die liedjie sê, lees jou Bybel, bid elke dag. En dit is wat ons moet doen. As kinders wat lief is vir die Here. Nie ons almal is kinders van die Here. Ons moet ons Bybel lees. Ons moet bid. En dan kom ons sing, kom ons staan en ons sing, sê vir die Here, lees jou Bybel, bid elke dag. Dis mos die regte liedjie, né? Ja. Lees jou Bybel, bid elke dag. Kom ons staan en ons sing. Sê vir die Here, Here, ek gaan my Bybel lees, ek gaan elke dag bid. Want Jesus het vir ons die voorbeeld gestel. Ek wil gou vir julle vra, as julle hier staan, waar ek nou staan, sal julle kan spring tot daar? Van hier af, hier na toe. Wie van julle kan so ver spring? Wil jy probeer? Kyk, hoe staan dan? Kyk hoe ver jy gespring kry. Ja, daar by die begin van die stoel, ja. Maar wat gebeur nou? As ek, kom hier so. Kom staan hier so. Wat gebeur nou, kan ek jou maar optel? Wat gebeur nou as ek jou optel? En ek draai jou oor. Dis wat Jesus doen. Ek moet weer gaan sit, dankie. Dis wat Jesus doen. Hy het gebid en vir God gevra om hom te help om weer krag te gee. Nou as jy vir my vra, help vir my. Ek wil graag daar kom, kan ek jou oordra soontoe. Dieselfde met Jesus. As ons hom vra, Here, help, gaan die Here my help om die onmoontlike reg te kry. Dit is nie moontlik. Ek dink hier is 'n groot mense in die kerk wat van daar af daarna toe kan spring nie. Dis te ver. Maar Jesus help ons as ons hom vra. Help ons om die onmoontlike reg te kry.
Nou, waar is my dingetjie nou? Hoe ek hom neergesit. Nou kom ons lees die volgende gedeelte van Matteus 14. Die skuit van die disippels was reeds 'n paar kilometer van die kus af en die mense sê wat weet sê, hulle is omtrent 6 kilometer van die kus af. Die skuit is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Wat beteken getuister? Beteken ek pla jou die hele tyd. Ek pla jou die hele tyd. Dis wat die golwe was so, die golwe het groot bo die boot geslaan. En hulle was al moeg gesukkel hier in die sterk wind en in die sterk groot branders, hulle moeg gesukkel. En daar was ook 'n sterk wind wat reg van vooraf teen hulle gewaai het en hulle het gesukkel om te roei. Met dagbreek die volgende môre het hy Jesus op die see na hulle toe aangeloop gekom. Kan jy op water loop? Daar's geen mens wat regtig op water kan loop nie. Geen mens kan op water loop nie. Maar Jesus het die onmoontlike reg gekry. Hy het op die water geloop, want hy het krag gekry by God om die onmoontlike reg te kry. En toe sy disippels hom sien loop, het hulle groot geskrik en gedink, o, dis 'n spook. En van angs, van bangheid, het hulle begin skreeu. Hulle het gedag, o, jene, geen mens kan dit doen nie, dit moet 'n spook of iets wees dat hierso loop. Nou ons as volwassenes, as groot mense, ons weet van uitdagings. Nou uitdaging is 'n ding wat ek nie sommer self, ek sukkel om dit self reg te kry. Dit voel te groot vir my. Nou julle as kinders weet ook van baie uitdagings. Baie dinge wat moeilik is, wat swaar is, waarmee julle sukkel. Dis nie groot mense nie, kinders sukkel ook. Daar's ook goeie waarmee hulle sukkel. Miskien by die huis, jou ma en jou pa, hulle beklei baie. Miskien is daar kinders of miskien weet jy van kinders wat deur moeilike tyd gaan en hulle gaan deur 'n egskeiding. Miskien is jou boetie of jou sussie is lelik met jou. Miskien is jy, jong, hierdie toets wat voor lê, is so groot toets en die huiswerk is so baie, ek voel bang, ek sien nie kans nie. Miskien sukkel jy om vriende te maak. Miskien is dit iets wat jy graag wil hê, maar jy kan dit nie kry nie. Miskien spot jou maat jou. En miskien, daar's nog baie dinge wat julle as gemeente kan opnoem, wat uitdagings, groot moeilike dinge, wat julle as kinders kan noem, wat moeilike dinge is, wat ek eers aan gedink het nie, waarmee julle sukkel. Ander mense, kyk soos ek weet nie eens waarmee jy sukkel nie. Ander mense weet nie eens wat vir jou moeilik is nie. God weet alles. Daarom kan jy nie om toe gaan en sê, Here, help my. Ek sukkel met hierdie ding. Hierdie ding laat my swaar kry. Jy is altyd veilig by God. Julle sien daai mannetjie, hy spring ook daar oor
oor 'n afgrond, oor 'n groot opening. Nou, ons weet nie, ons sien nie, ons weet nie of hy gaan land nie. Dit lyk of hy dit gaan maak, maar ons weet nie. Weet, dalk gaan hy dit nie maak nie. Weet, soos julle nou hier moes so ver spring. Maar jy's veilig. Sien God se hand. Hy hou julle gesin, die ma, die pa, die kinders, hoe hy val is, jy's veilig in God se hande. In God se hande, hoef jy nie, God sal jou oordra. Jy hoef nie self oor te spring, jy sê, Here, help my, en die Here sal jou oordra. Mariaan, kan ek vra, daar's dalk baie lewensstorme in ons lewe as gemeente, lewensstorme, dinge wat erg voel vir jou as kind, jy voel jy's besig om te verdrink, die storms is te erg. Net nou het iemand vir my gevra, hoe gaan dit? Nou, as jy gewoonlik vir iemand vra, hoe gaan dit? Sê, nee, het gaan goed. Jy moet vir iemand, ons moet mekaar leer. As jy vra, hoe gaan dit? Nou kan jy kies. Jy gaan of vaskyk teen die storms, want daar's baie storms, as baie dinge wat verkeerd is, wat moeilik is. Jy kan kies, jy gaan of vaskyk teen die storms, of jy gaan sê, nee, ek gaan bid, en ek gaan God vertrou, en ek gaan al my goeie dinge, nou ons gaan nou liedjie sing, tel jou seëninge. Nou, die seëninge is goeie dinge in ons lewe. En as ons nou mooi gaan kyk, is daar eintlik baie meer goeie dinge in ons lewe, as wat daar slegte dinge is. Daarom gaan ons nou sing, tel jou seëninge, tel hy een vir een. En as jy op jou seëninge begin tel, die goeie goed wat God vir jou doen, gaan jy verbaas wees, gaan jy sê, wow, kyk al die dinge wat die Here vir my doen. So kom ons sing, tel jou seëninge, en ons dink aan al die mooi dinge, en ons tel jou seëninge, al die mooi dinge wat die Here vir ons doen. Kom ons sing, tel jou seëninge een vir een. Nou lees ons die volgende stukkie uit Matteus 14. Toe hulle nou vir Jesus sien en dink, dis 'n spook. Jogg, hulle is nog bang, dis 'n spook. Dan lees ons, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig is, beveel my om op die water na u toe te kom. Kom, sê Jesus. Petrus het in die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, hy voel die wind, en hy sien hoe groot is die branders, het hy bang geword, begin sink en uitgeroep, Here, red my. Wat het Petrus reg gekry? Ja? Is dit moontlik? Nee. Maar hy het dit reg gekry. Hoekom? Die Here het hom gehelp en solank hy vir Jesus gekyk het, kon hy op die water loop. Maar toe hy vir die branders in wind kyk, het hy gesink. Nou hier is 3 stokke. Nee? Nou ek wil hê, julle moet hierdie stokke vat. En so op julle vingers balanseer.
Kyk gou, ek gee 'n stok. Kyk jy gou of hierdie stok so op jou staan gou op. En kyk jy lief voor of jy die stok op julle vingers kan balanseer. Wat is die geheim? Wat is die geheim? Jy moet na die bopunt van die stok kyk. Jy moet nie kyk na jou hand nie. Kyk na die bopunt van die stok. Dan gaan jy reg kry om die stok op jou hand te balanseer. Wanneer jy na die bopunt van die stok kyk, kry jy dit reg om die stok op jou hand te balanseer. En dit is dieselfde. Nee, jy moet die stok so vat, dan moet jy na die bopunt van die stok kyk. Dan kan jy mos oeps, daar val my stok ook. Maar dan as jy so na die bopunt van die stok kyk, dan kan jy die stok balanseer. Weet? As jy net so na die bopunt van die stok kyk, jy moenie in jou hand kyk, as jy in jou hand kyk, gaan hy val. Weet, maar as jy in die bopunt van die stok kyk, kan jy hom balanseer. Weet, en dis dieselfde, dankie. Dis dieselfde, julle kan maar weer gaan sit. Dis dieselfde. Dankie. Ek gaan so vir julle, maar moet nou nie eet terwyl jy in die kerk sit nie, nee. Ek gaan vir julle 'n lekkertjie gee. Omdat julle nou probeer het om die stok te balanseer. Maar moenie nou in die kerk eet nie. Bære tot na die kerk. Dis dieselfde met Petrus. Solank hy vir Jesus gekyk het, het hy die onmoontlike reg gekry en op die water geloop. Maar toe skielik deur die brandende wind kyk en hy sien hoe groot is sy probleme met die branders wat oor hom slaan en die wind wat sterk waai, toe sink hy. Om na Jesus te kyk beteken om Jesus te vertrou, om staat te maak op Jesus, om vir ons die onmoontlike te laat regkry, die onmoontlike in ons lewens kan doen. Ek het vergeet om my stukkie te lees. Sorry daarvoor. Daar is 'n belangrike versie. Matteus 14 vers 27. Wat staan daar? Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê: "Wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie." Nou ek gaan vandag vir elkeen van julle as gemeente en vir julle as kinders, gaan ek so 'n kaartjie uitdeel by die deure. So, ek het daar voor neergesit op daai speaker is kaartjies en agter by die deure is kaartjies. So, julle elke wie julle so 'n kaartjie kry. Kaartjie wat sê die kaartjie? Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê: "Wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie." Maar dit is so 'n belangrike versie vir my, dat ek wil hê ons moet vandag daai versie met ons memoriseer. Ons moet hom leer uit ons kop uit. Ons moet hom onthou. Nou wat is 'n kruis? Kruis wat ons dink aan Jesus. So wat sê die kruis vir ons? Maar Jesus, nee? Kom ons sê, maar Jesus. Sê gou vir my, maar Jesus, nee? Wat het Jesus? Wat sê hy mond vir ons? Ja? Ja, dit is ook waar, maar 'n mond is ook as jy praat en sê, nee? Ons sê maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, nee? So kom ons, wat sê die kruis vir ons? Jesus, maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, ja, meneer is reg, sê jy gou, maar Jesus het dadelik vir hulle gesê. Kyk, maar Jesus het dadelik vir hulle gesê,
Gaan jy gou vir ons sê? Maar Jesus, kyk daar's 'n kruis, maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, wat is daai? Daai stil, rustige water, ja? Ja, die see, en die see is, daar's nie branders nie, dit is stil, dit is rustig. Wat het Jesus vir hulle gesê? Wees gerus. Dis wat gerus beteken, moenie worry nie. Wees gerus. Dit is ek. En toe wat het hy vir hulle gesê? Hoe lyk daai mannetjie vir julle? Bang. Wat het hy vir hulle gesê? Ons sê maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, wees gerus. Dit is ek. Moenie bang wees nie. Dit is wat die versie, dit is 'n belangrike versie, dit is om te onthou. Ons sê maar, Jesus het dadelik vir hulle gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. En dis die versie wat ons by die deure gaan uitdeel. Sê Jesus sê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Petrus het kans gesien vir die onmoontlike. Nou ons moet nie kyk, wat het gebeur? Petrus, soos jy gesê het, Petrus het op die water geloop. Maar Petrus het ook gesink. Nou waarna gaan ons kyk? Na Petrus wat op die water geloop het, of na Petrus wat gesink het? Want Petrus, wat ons ontraak sien is, Petrus het op die water geloop. Want Petrus het kans gesien vir die onmoontlike. Hy was die enigste, daar was 'n klomp ander disippels ook in die skuit, in die boot. Hy was die enigste een wat kans gesien het, sê Here, maar ek wil uitklim uit die boot uit en ek wil op die water loop. Ons moet daarna kyk, ons moet sê, so sê maar ons moet ook waag om uit die boot uit te klim en op die water te loop en op Jesus te fokus, te kyk, na Jesus te kyk en hom te vertrou. Want wat het gebeur? Petrus het op die water geloop. Ja, dit is wat ons onthou. Hy het op die water geloop. Ek het nou lank gesoek na 'n liedjie. En die enigste liedjie wat ek kon kry was 'n Halleluja liedjie. Halleluja 209. En Halleluja liedjies is liedjies wat geskryf is toe ouens, baie mense tot bekering gekom het, gesê ons wil lief wees vir die Here. Maar wat Halleluja liedjie vir ons sê, slegs vertroue, vol vertroue. Ek gaan net op die Here vertrou. Ek gaan nie vir die branders en die wind en die probleme en die swaar dinge kyk nie. Ek gaan vir Jesus kyk. So kom ons sing slegs vertroue, vol vertroue. Ek gaan net die Here vertrou. Dis al wat ek gaan doen. Hier voordat ek 2 bottels met water in. Julle sien dit, hier 2 bottels. En by die een bottel staan twyfel. Die ander bottel staan geloof. Nou, Petrus, hy het uit die boot uit geklim, geloof gehad, uit die boot uit geklim en op die water begin loop. Want hy het vir Jesus kyk. Toe begin hy twyfel, toe begin hy wonder oor die branders en die wind. Gaan hierdie eier op die water dryf? Twyfel. Geloof. As jy vir Jesus kyk, raak jou onmoontlike moontlik.
Ek het hier 2 sakke. Al 2 sakke het iets in. Nou ek sê vir julle, een van hierdie sakke het 'n lekker. En een van die sakke het 'n houtblokkie in. Nou jy kan julle in die sakkie sien. So julle moet my nou glo, as ek vir julle sê wat 'n sakkie het 'n lekker in. Praat ek die waarheid, gaan ek jok. Geloof, dis wat geloof is. Geloof is, as die Here vir jou sê, dit is so, dan moet jy hom glo. Hierdie een het 'n lekker in. Hierdie een het 'n houtblokkie in. Kom kyk hierso. Kom kyk hierso. Kan julle kyk of ek die waarheid praat? Kom kyk hierso. Kyk gou in die sakkies. Sien, ek het die waarheid gepraat. Daai net 'n lekker in. Dit is wat geloof is. Geloof is, ek moet die Here vertrou. As die Here vir my sê, hy gaan my help, dan sal hy my definitief. Hy sal my help. God maak nie leefbeloftes. Ek dink wat ons nou gesing het, ons 'n paar groot woorde gesing. Maar een van die woorde wat ons gesing het, is kom maar op neer, die Here doen altyd wat hy beloof. As die Here ding sê, dan gaan dit gebeur, dan is dit so. Toe Petrus op die water loop en hy het gesink. Dis die vers wat ons nou gelees het. Dadelik het hy geroep na die Here en die Here het hom weer uit die water uitgetrek. Nou, dit gee ons, want my geloof sê, ek het nie gedink hierdie eiere gaan dryf nie. Maar hy dryf. Geloof. Want my geloof is dalk twyfelrig, my eier sink. Maar die Here, Jesus sê vir ons, as jy sink, sal ek jou weer ophelp. As jy val, sal ek jou help. Dit gee ons die moed. Dit gee ons die guts om te waag. Want as ek val, as ek sink, sal die Here vir my ophelp, sal die Here vir my uittrek. Dit sê nie, dit gee my nie 'n verskoning, 'n rede hoekom ek moet misluk nie. Dit gee my die moed om te waag. As jy nou van die begin af van my gevra het, gesê het, maar ek kan nie so ver spring nie, dra my oor. Dis wat ons moet doen. Ons sê, Here, ek kan nie, help vir my, dan sal die Here ons help. Ons vertrou die Here gaan ons help om die moeilike dinge te oorbrug, te oorkom. Ons probleme, jou uitdagings, mag so groot wees, soos dit die branders was vir Petrus, so sterk soos die wind vir Petrus was, en die kyk en moenie in die branders vaskyk nie, moenie in die wind vaskyk en gaan sink soos Petrus nie. Maar Jesus sal jy nooit los nie. As geen probleem wat te groot is vir Jesus om op te los nie. Daarom kan ons Jesus in en vir alles vertrou. Ons kan saam met Jesus, kan ons op die water loop. Ek gaan vir julle, jy gaan toilet toe gaan. Ek gaan toilet toe.
Ek gaan nou vir elkeen van julle, gaan ek so dingetjie gee. Nou, daar's 'n mannetjie by, Petrus, né? Dan hang moet jy 'n gaatjie sny in die papier, as so stippeline op die papier, dan moet jy daar gaatjie sny. Dan, die gaatjie is wat Petrus het gesink. Om jou te laat onthou, jy moet nie soos Petrus gaan sink nie, jy moet vir Jesus kyk. En saam met Jesus kan jy dan op die water gaan loop. Ek gaan nou vir elkeen van julle gaan ek so dingetjie gee. Julle sal sien hy's in 2 dele. Hy's so in 2 dele. Dan moet jy hom nou gaan uitknip. Kyk, daar's Petrus, knip jy vir Petrus af, jy kleer hom in, jy vou die papier daarom, en dan plak jy die 2 papiere, plak jy sodat die boot en dan waar Petrus, om jy te laat onthou, jy moet vir Jesus kyk, jy moet nie vir die branders en die wind en die probleme kyk nie, jy moet vir Jesus kyk. So Jesus en as enetjie vir hom, weet, dat dit vir julle kan help om te onthou, julle moet vir Jesus kyk en nie vir die branders in die wind nie, want dan gaan julle soos hierdie eier dryf, gaan julle die onmoontlike reg kry en sal julle kan dryf. Nou, in hierdie prentjie, moet jy na Jesus sê, kyk na Jesus, sien daai trappe, daar is 'n hoë klomp, 'n baie klomp trappe. Weet, waarna gaan jy kyk? Sê, jene, ek sien nie kans om al hierdie lang klomp trappe uit te klim nie. Sê, ek gaan vir Jesus kyk, en Jesus gaan my krag gee om bo by die trappe uit te kom. Jy sien daar, wie van julle het al probeer om 'n vislyn wat gekook is, te ontkoek, al die koekerasie die vislyn te haal? Dit vat lank, nie. Dit is 'n moeilike storie. Sien, soos daai koekerasie, maar die Here, as ons na Jesus kyk en hom vertrou vir oplossing, gaan hy ons help om al die koekery, al die deurmekarigheid, al die probleme in ons lewe uit te sorteer. En daar is sommer net so dinge om te onthou. Hoe minder jy kyk dat die dinge wat moeilik is, en hoe meer jy kyk na Jesus, hoe groter word Jesus, en hoe kleiner word jou probleme. Ons moet nie kyk hoe groot of hoe moeilik dinge vir ons lyk nie. Ons as kinders van Jesus, ons wat lief is vir Jesus, ons moet op Jesus vertrou. En hy sal ons help om op die water te loop. Hy sal ons help om die onmoontlike reg te kry. Kom ons bid saam en vra vir die Here om ons te help om dit reg te kry. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons is lief vir U. Jesus, ons wil sê, soos Petrus wil ons waag om uit die boot te klim en na U toe op die water te loop. Jesus, ons wil kyk na U. Ons wil nie kyk na die probleme en die dinge wat moeilik is in ons lewe nie. Ons wil kyk na U. Want U gaan ons help om die onmoontlike reg te kry. Daarom Jesus, help ons om altyd te kyk na U, want dan gebeur die onmoontlike. Amen.